In vandag se lesie gaan ons nog steeds kyk na algebraïese vergelykings en ons gaan nou kyk na die oplossing van vergelykings met x as 'n eksponent. Dit beteken die xie is in die deel van 'n mag. Die vraag wat ons onsself moet afvra is tot watter mag moet die grondtal verhef word om die vergelyking waar te maak. Nou wanneer daar 'n x in die eksponent is van 'n vergelyking, praat ons van dit as eksponensiële vergelykings. Wat baie belangrik is om eksponensiële vergelykings op te los, moet ons die grondtalle of die basisse altyd dieselfde kry. Met ander woorde, as ons kyk na 'n voorbeeld wat vir ons sê 3 tot die mag x is gelyk aan 27. Dan moet ons bes probeer om die basisse dieselfde kry. In hierdie geval weet ons nou die 3 is my basis of my grondtal. Met ander woorde, ons moet ons bes gaan probeer om 27 te skryf as 'n grondtal van 3. Nou weet ons, as ons 27 ontbind in sy priemfaktore, dan kry ons 27 is 3 tot die mag 3. Met ander woorde, die belangrike stappie wat ons doen is ons ontbind 27 in sy priemfaktore. As ons nou sien dat 27 in sy priemfaktore is, kan ons mos nou duidelik sien dat hierdie twee grondtalle is presies dieselfde. Omdat die twee grondtalle presies dieselfde is, kan ek sê, daarom is x gelyk aan 3. Want ek het my twee grondtalle presies dieselfde gemaak, dit beteken hulle eksponente moet gelyk wees aan mekaar. Nog 'n voorbeeld is byvoorbeeld 2 tot die mag x. 2 tot die mag x sê hulle vir ons is gelyk aan 16. As ons kyk na 2 tot die mag x is gelyk aan 16, is die eerste ding wat ons nou moet gaan doen, ons gaan ontbind 16 in sy priemfaktore. Want hoekom wil ons dit doen? Die rede hoekom ons 16 in sy priemfaktore wil ontbind is omdat ons 'n poging moet aanwend om by 'n grondtal van 2 uit te kom. As ek nou 16 in sy priemfaktore ontbind, kan ek sien 2 tot die mag x is 2 tot die mag 4, want 16 is 2 tot die mag 4. Met ander woorde, nou sien ek my basisse of my grondtalle is mos weer presies dieselfde, en omdat dit dieselfde is, kan ek daarom sê dat x is gelyk aan 4. Dit maak dus die vergelyking waar. As ek nou kyk na 5 tot die mag x plus 1 is gelyk aan 126. Wat sal jy sê is die belangrike ding wat jy eers moet doen? Die belangrike ding wat jy eers moet doen is om die term met die x aan die linkerkant alleen te kry. Met ander woorde, ons sal hierdie plus 1 oorvat na die regterkant toe en dan kry ons 5 tot die mag x is gelyk aan 126 minus 1. Met ander woorde, 5 tot die mag x is gelyk aan 125. As 5 tot die mag x nou 125 is die tweede ding wat ons moet doen om 125 te ontbind in sy priemfaktore. Die rede hoekom ons hom in sy priemfaktore moet ontbind is sodat ons die grondtalle van die vergelyking presies dieselfde kan kry. As ek hom ontbind in sy priemfaktore, dan weet ek nou 125 is dieselfde as 5 tot die mag 3. As ek nou kyk na 5 tot die mag 3, dan kan ek nou sê my grondtalle is mos nou weer presies dieselfde. As my grondtalle presies dieselfde is, kan ek daarom sê dat my eksponente gelyk moet wees aan mekaar. Met ander woorde, ek kan sê x is gelyk aan 3. Ek gaan nou vir jou 'n paar huiswerksommetjies gee wat jy hierdie vergelykings mee kan oplos en dat jy dit kan inoefen sodat jy dit altyd kan antwoord.